Baie goeie môre aan elke kosbare geliefde. Ja, die Vader het ons uitgespaar, ons is opgewonde vir môre, dis Vrydag, dis die begin van 'n naweek, en ons wil vir môre 'n bietjie stil staan by 'n oggendoordenkings, waarin ons wil voortgaan en leer wat het ons geleer in hierdie week in die lewe van Nehemia. Weet Nehemia het vir ons geleer by Maandag, dat ons gewoonlik die konsep het, ons vat 'n gebed en ons sit dit in die Hemelse Vader se hande. Die Vader het vir ons geleer, dis reg, hy neem die probleem aan en hy neem dit in sy hande, maar binne in my hart is hy besig met 'n groter werk, en in hierdie werk, hierdie empatie, begin my gebed verander, en begin ek uit my hart uit bid. Wanneer hierdie gebed vanuit my hart uit die Vader bereik, begin hy my wee vir my voorberei. Maar hierdie voorbereide wee maak ons altyd opgewonde. In opgewondenheid moet ons nooit ons waaksaamheid verslap teenoor gebed nie, want oral waar ons beweeg in goddelike guns, is daar 'n nuwe aanslag. En hierdie aanslag is van so 'n mate dat ons as 'n Christen volk lankal moes besef het, ons kan geen dag sonder die Vader se gebed nie. Vanmôre wil ons begin en sê, 'n begunstigde, jy wat die guns dra, vereer altyd die Vader. Ons neem nooit die guns na ons toe nie. Plaai so saam met my deur die boek Nehemia 6 vers 15, daar sien ons 'n kosbare ding, hierdie muur, ten spyte van die teestand, ten spyte van hierdie uitdaging is voltooi in 52 dae. 52 dae is 'n getuienis, sê vers 16, vir die volke om hulle, dat God met hulle was, dat hierdie 'n goddelike saak was. En nou kom die Bybel en hy sê vir ons so kosbaar, hy sê, en hierdie mense om hulle, hierdie nasies om hulle, het bevrees gevoel, hulle het sommer so neerslagtig gevoel, want hulle het besef, hier is 'n God aan die werk. Nou geliefdes, ons het lankal besef, Jerusalem staan vir godsdiens, en ons godsdiens is die een wat onder aanslag is, soos wat Jerusalem se mure was, het die mense heen en weer beweeg, het die godsdienswaardes het uit mekaar geval, daar was nie meer 'n godsdiensinstelling vir die volk nie, en hier leer ons, toe hierdie mure herstel is, toe hierdie mure die oomblik toe dit herstel is, toe begin die hele volk by mekaar kom onder die leiding van Esra, en maak hulle 'n vergete wetboek oop. Hierdie vergete wetboek word aangehoor, hierdie volk gaan in wening in, en hulle hef hulle hande op en hulle buig hulle neer en sê, hierdie God wat leef is die God wat my en jou aanraak. Geliefde, my vraag is vanmôre, as die wêreld kyk na ons kerke, as die wêreld kyk na ons godsdienstige, bevrees hulle self? Nee, want ons staan partykeer met een voet in die wêreld en een voet binne in die kerk. En vanmôre is dit iets wat my so 'n bietjie op die hart druk. Gee ek en jy die lof en eer vir die Vader? Maak ons nog die wetsboek oop? Jy sien, soos wat hierdie 'n gebedsaak was vir die herstel van die mure, en die Here werklik Nehemia aangeraak het, net so behoort ons vandag op te staan vir ons godsdiens, en behoort ons te besef, dat hierdie godsdiens is al wat ek en jy het. Ek sluit vir ons af hierdie week in die woorde van E.M. Bounds. Hy sê, wat gebed aanbetref, is daar 4 dinge wat ek en jy in gedagte moet hou. 1 is, God hoor gebede, God luister na ons gebede, God verhoor ons gebede, en God verlos ons deur gebed. Nou geliefde, ek en jy het altyd vir God nodig, ons het altyd nodig om in sy hand vas te hou, maar hy het nodig dat ons opstaan vir hom. Hy het nodig dat ons getuies word vir hom. Vader, baie dankie vir hierdie kosbare week en die onderwerp van gebed waaroor ons kon praat. Dankie vir die leiding wat u ons gegee het. Vader, seën die woorde, seën die aanhoorder vir hierdie week. Mag hy 'n besondere week hê. Mag die Heilige Gees die naprediker wees. 1 oor ons gebedslewe en 2 oor ons getuienis. Aan u die lof en die eer. Geliefde, jy moet 'n wonderlike naweek hê, en met die vrede van die Here, wat alomteenwoordig is, mag jy opnuut hierdie naweek ingaan en weet dat dit is 'n wonderlike voorreg om tyd te hê om God te eer. 'n geseënde naweek. Amen.